bid met mekaar vanoggend en net 'n paar dinge sê vanoggend vir mekaar en ek wil graag volgens met elkeen praat uit die woord van die Here oor kruis in Jordaan. Kruis in Jordaan met die Paasfees ons ingaan, weet ons ook dat die Here vir ons baie dinge gedoen op die kruis. Hy het vir ons lewe gegee aan die kruis. Hy het vir ons sy bloed gestort. En as ons gekyk daarin ons vrydag vanoggend by mekaar gekom het dat die Here sy bloed gestort het vir ons. En 8 keer eintlik sy bloed gestort en die kruis 7 keer sy bloed vir ons elkeen gestort het. En elkeen van daardie simboliseer iets in ons lewens, hoe ons wandel genees kan word, skies tot hoe ons wandel genees kan word. Dit is ook 'n plaasie vir so dalk. So niemand kan sien mense. Maar ja, ons ook te maak so sien dat die Here sê vir ons vanoggend dat daar iets besonders rondom Paasfees, Ek weet nie normaal wat die Paasfees gewoon is aan die man, ons het 'n skokkeljaar gehad, dis 'n bietjie laat om terug gaan 'n week wat terug gaan. Maar ons is baie dankbaar dat die Here vir ons die kruis gegee het, sy bloed gestort het. Amen. En ons weet dat die Here vanoggend deur sy woord wil spreek in ons harte en vir ons sê dat die kruisdood is net die begin gewees. Amen. Ons het gekyk met ons die bloed van die lam, die deurposte van die Egipte was die bloed van die lammetjie en die deurposte gesmeer. Ons ook geleer verder dat hulle moes die lammetjie eet na die tyd en kook en hom eet. En die Here sê daar jy moet sy vlees eet en sy bloed drink. Hy het Johannes 6 gesê vir almal. Toe raak baie mense offensief teenoor die Here, hulle hardloop weg van hom af, hulle loop weg van hom af. Hy het gesê my vlees eet en my bloed drink. En hy het 120 disippels gehad op daardie stadium en toe bly daar 12 oor. Amen. 12 het oorgebly, daar het hy verklaring gemaak dat my vlees eet en my bloed drink, maar hy terugverwys toe die Here gesê jy moet die lammetjie eet, jy moet die vlees van die lammetjie eet. Maar dan weer alles, die oë, die ore, die hart, alles moes verorberg geword het. Hoekom sê die Here dit? Hy sê die hart is die hart van die Here. En baie keer kom ons deur die bloed van Jesus gewas en vergewe en ons sonde is vrygespreek, maar ons gaan nie aan by die lam nie, ons eet nie die lam nie. Ons het nie baie betrokkenheid by die lam nie, nadat ons gewas is in bloed nie. As vir 'n ou moet vra, wanneer is hy weergebore? Hy onthou nie weergeboorte. Onthou daarna niks wat gebeur het met hom intussen nie. Hoe die Here hom verlos het, hoe die Here 'n wonderwerk gedoen het, hoe die Here hom herstel het, want hy het nie verhouding met die lam nie. Hy het nie verhouding met die Here nie. Hy het nooit die lam geëet nie. Hy het nooit die oor gaan eet nie, om te hoor wat die Gees sê nie. Hy het nooit die mond geëet van die lam of die sagte vleespriesies geëet van almal van julle wat afvalkies sal seker weet wat ek van praat. Amen. Dit nooit vlees geëet van die lam se mond nie om te weet wat die Here sê nie. Amen. Om te hoor wat die lam spreek nie. En daarom wil die Here sê, nie net my bloed nie, maar die lam te eet ook in hierdie plek vanoggend. Amen. Die lam te eet en te geniet wat die Here bring vir ons ook op die tafel vanoggend van sy teenwoordigheid. Prys die naam van die Here. Amen. So vanoggend gaan ons eet van die lam. Ons gaan eet van die tafel van geregtigheid. Ons gaan eet van die tafel van die Here vir ons voorberei in hierdie plek. En ek weet dis 'n besonderse tafel vanoggend ook. Vir elke oor die woord liefhet vanoggend ook. Amen. Halleluja. So ek wil net graag bid, Here, dat die woord vanoggend, Here, ons harte inspraak gee op so 'n wyse dat iets opwek in ons binneste, Here. Dat ons verlief raak op die lam van God. Jy wil meer en meer verlief raak op die Here. En dat ons altyd sal onthou die werk wat U vir ons gedoen het in die kruis. Om die werk te onthou is belangrik, Here, want ons wil graag mense wees van geregtigheid, koningskinders wees wat in die wêreld oorneem en die wêreld, Here, vir U wen in Jesus naam. En as so baie mense verlore is vanoggend wat nie eers die naam ken nie, wat nie eers weet wat die belang gedoen het in die kruis nie, wat nie die bloed erken nie, Here, maar vanoggend wil ons verklaring maak hier dat ons elkeen verlief is op U, Here, en dat ons U waardeer, dat ons die werk van die kruis waardeer, die opstandingskrag waardeer. En ek dank U, Vader, dat U alles moontlik maak in hierdie plek. Genesing is ons deel, oorvloed is ons deel, Here. Sonde is vergewe. Ons staan in geregtigheid vir die troon vanoggend, Here. Ons is meer as oorwinnaars in Jesus naam. Ons is die kop nie die sterk, ons is bo en onder die Here. Ons behoort die Gees sê vir ons vanoggend, Here, in die afwyk van die woord af nie. Ons het die woord per hart te neem, Here, en bly wees vir die woord vanoggend, omdat die woord gestuur is vir elkeen om lewe te bring en lewe in oorvloed. Baie dankie daarvoor, Here. Maak elke hart oop, elke gedagte om te hoor wat die Gees sê. Ons sal die loof daarvoor, Here, omdat U verheerlik word deur die woord wat uitgaan uit my lippe uit vanoggend. Dankie, Here, dat U woorde wees en my woorde nie. In die naam van Jesus ons Here, ons bid saam en ons sê amen en amen. Halleluja. Prys die naam van die Here. Goed, voordat ons begin vanoggend, wil ek praat julle oor kruis die Jordaan. Kruis die Jordaan. En baie van ons kom by Jordaan uit ons lewens waar ons uit Egipte uit ontsnap het, die mag van die duiwel ontsnap het. Nou is dit 'n woestyntydperk, ons oorleef net in die woestyn baie kere, maar die plek van Egipte was eintlik 'n plek van slawerny, die plek van binding.
die plek waar ons gebind was van sondes en waar daar mislukking geheers het. Maar nou sê die Here, ek bring jou in 'n plek waar jy moet leef, maar ook was 'n Kanaan voor jou wat jy moet ingaan. En onthou net, voor die Kanaan moes bereik, moes by Jordaan rivier kruis. Amen. En voordat ons 'n Kanaan, 'n belofte van die Here inneem, moet ons Jordaan kruis. Wat hulle is iemand geleerd geryk. Verskriklik. Amen. Halleluja. Prys die naam van die Here. So kom ons kyk volgende. Die Here sê vir ons moet ons Jordaan kruis in die naam van Jesus. Amen. Die Jordaan, waar die Here vir ons elkeen voor ons in ons en of ander tyd in jou lewe gaan Jordaan wees wat jy met kruis in jou lewe. En volgende as verklaring maak, en ek wil jy moet vir jouself sê vanoggend ook. Sê volgende vir jouself, kom ons wees so hardop as hulle wil, saam met my. Ons moet 'n verklaring maak voor ons begin volgende, net om iets los te breek oor ons lewens. As die Heilige Gees regtig inspraak gee deur die woord vanoggend, is hy reg daarvoor. Sê ek staan by my Jordaan. Ek gaan nie oor om te ontsnap nie, maar om te besit. Ek gaan nie oor om uit te gaan nie, maar om in te gaan. Amen. Ek word nie gedruk deur dinge agter my nie, maar word gelei deur dinge wat voor my lê. Amen. Dit weer sê, ek word nie gedruk deur dinge wat agter my is nie, maar word gelei deur dinge wat voor my lê. Amen. Halleluja. Prys die naam van die Here. Sy bly is daaroor spreek in hart. Ek is nie hier omdat die duiwel my jaag nie, maar omdat ek God najag. Halleluja, dis mooi en nou. Sê vir die ou langs jou, ek is nie hier omdat iets my jaag nie, maar omdat ek God najag. Ek hardloop nie weg nie, maar hardloop na die grootste seisoen in my lewe ooit. Amen. Ek hardloop nie weg nie, maar ek hardloop na die grootste seisoen in my lewe ooit. Amen. As jy dit glo, kan vir jou hande. Amen. Ek hardloop nie weg nie. Ek is nie weghardloop nie, ek is meer as oorwinnaar in die Here. Kom ons verklaar dit saam. En hierdie Jordaan vir ons elkeen beloof, en hy sê ook daar's 'n Kanaan wat vir jou voorlê, né? Hierdie Jordaan is vir elkeen beskore om op 'n stadium in te gaan na 'n beloofde land toe. Kom ons lees in die woord net saam volgens Josua 4 vers 1. Toe die hele volk die deurtog van Jordaan volëindig het, het die Here met Josua gespreek en gesê: neem vir julle uit die volk 12 manne en uit elke stam 1 man. En gee hulle bevel en sê, neem vir julle vandaar uit die middel van die Jordaan, van die plek waar die voete van die priesters vas bly staan het, 12 klippe, bring dit saam met hulle deur en sit dit neer op die slaapplek waar julle vandag gaan oorbly. Toe het Josua die 12 manne geroep, wat hy die kinders van Israel uit elke stam 1 man aangestel het. Josua het vir hulle gesê, trek uit voor die ark van die Here, julle God tot binne in die Jordaan, en tel vir jou klippe op, elke man een op sy skouer, volgens die getal van die stamme van die kinders van Israel. Sodat dit teken waar julle kan wees. As julle kinders later vra en sê, wat beteken hierdie klippe vir julle? Moet julle vir hulle sê, omdat die water van die Jordaan afgekeer is met die verbondsark van die Here, by sy deurtog deur die Jordaan, die water van die Jordaan is afgekeer. Amen. Daarom is hierdie klippe as 'n aandenking vir die kinders van Israel vir altyd. Ons gaan verder in Josua 4 vers 8, die kinders van Israel het so gedoen soos Josua beveel het, hulle het 12 klippe in die middel van die Jordaan opgetel, as die Here met Josua gespreek het, volgens die tal van die stamme van Israel, en hulle het saam met hulle deurgebring in die slaapplek toe daar neergesit. Josua het 12 klippe opgerig in die middel van die Jordaan, op 'n plek waar die voete van die priesters die draers van die verbond al gestaan het, en dit is vandag toe nog daar. Amen. Halleluja. Hierdie volgende gedeelte, 2 Konings 5 vers 11. 2 Konings 5 vers 11. Praat met van die Jordaan ondervinding. En hy sê, toe stuur die Elisa 'n boodskapper na hom en sê, gaan heen, was jy seël in die Jordaan, dan sal jy vlees terugkeer, jy sal rein wees. Nou Naaman het melaats uitgestaan, hy het omdat hierdie vrou die Syriaanse bevelvoerder van die weermag van Sirië, en hy was eintlik 'n baie, Naaman beteken mooi van aansien. Ek is wat sy naam beteken, mooi van aansien. So, ja, ek gaan nou daarby kom. Maar Naaman het baie kwaad geword en weggegaan en gesê, kyk, ek het gedink, ek is sekerlik na my uitkom en staan in die naam van die Here sy God aanroep en sy hand oor die plek heen en weer beweeg en die melaatsheid wegneem. Is Abana en Farpar en die riviere van Damaskus nie beter as al die waters van Israel nie? Kon ek my daar was en rein word nie? En ek omgedraai en vererg weggery. Dis baie kwaad vir die woord van die Here. Toe kom sy dienaars nader en spreek met hom en sê, my vader is 'n profeet, jy 'n groot saak beveel, sou jy dit net doen nie? Hoef dit meer nou dat hy gesê het, was jy en jy sal rein word. Daarom het hy afgeloop met 7 maal in die Jordaan ondergeduik, volgens die woord van die man van God, sy vlees het teruggekeer soos die vlees van die jong seun en hy het rein geword. Amen, hy het rein geword. Prys die naam van die Here. So, ons gaan 'n bietjie kyk wat sê die woord van die Here verder vir ons ook. Hierso, en die Here sê vir ons vanoggend dat die Jordaan ondervinding het jy baie nodig in jou lewe. Amen. En vanoggend staan ons by die drempel van die Jordaan, omdat dit Paasfees is.
weet ons dat Jesus was in die Jordaan gedoop, né? En hy het begin met sy bediening uit die Jordaan uit, want net nadat hy die Jordaan ondervinding gehad, toe kom die Gees die eerste keer op hom soos 'n duif neergedaal, en die Vader spreek in die hemel en sê, dis my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. Amen. Dawid sy bediening bevestig by die Jordaanrivier. En Jordaan vir ons vanoggend, wat beteken Jordaan? Jordaan beteken letterlik 'n vermeerdering van oordeel. Uitbreiding van oordeel, dis wat dit beteken, en dood. Uitbreiding van oordeel en dood, dis wat Jordaan beteken. Twee gedeeltes, uitbreiding van oordeel. Jordaan, amen. Dit beteken uitbreiding van oordeel of uitbreiding van dood. Soos weet die Jordaan symboliseer iets in ons lewens. Elke kind van die Here moet bestaan soos Jesus by Jordaan ondervinding uitkom. Daar waar die Here sê, dis nie jy wat my lewe nie, maar ek in jou lewe. Galasiërs 2:20. Amen. En Here sê elke kind van die Here hier vanoggend moet by Jordaan ondervinding uitkom, so die Here kan bevestig in jou lewe dat jy kan nie in Kanaan ingaan as jy nie deur Jordaan gaan nie. Jy kan nie in Kanaan iets by die Here kry as jy nie jouself gesterf het nie, as iets in jou nie gesterf het nie. Amen. En Jesus in jou begin lewe nie. En dit is 'n simbool vir die klippe. Hulle moes gegaan het die stamme van Israel. Hulle moes deur die Jordaan trek. Terwyl die priesters by die Jordaan se druppel staan en die Jordaan gebid vir elkeen van hulle, moes hulle klippe gevat het vanuit die Jordaan, die sameklip getrek en in die Jordaanrivier het hulle klippe opgetel onder die bodem van die Jordaan. Moes hulle klippe optel en uitdra aan die ander kant, aan die weste kant van die oewer van die Jordaan, moes die klippe gaan oppak het op 'n stapel. Dis 'n groterige klippe gewees. En verhewe hoë klippe gewees, baie, ek weet nie of dit gedra nie, maar die foto's was steeds daar, dat dit nog steeds daar staan tot vandag toe. Amen. En dan sien ek hoe Joshua beveel dat dit moet gebeur op daardie manier. En wat sê die Here eintlik daardeur? Hy sê, wanneer jy in jou belofte instap, moet jy uit die oordeel uitstap, né? Uit die Jordaan uitstap. Nadat die klippe word uit die bodem van die Jordaan word verplaas na buite die Jordaan. Die Here sê, as jy in jou Kanaan inkom, is die oordeel verby. Amen. Is die dood verby wat die Vader in jou lewe gebring het. As jy in jou Kanaan inkom, is jy in 'n plek van oorvloed, 'n land van melk en honing, 'n plek van genesing vanoggend in jou lewe as 'n kind van Jesus. Halleluja. Dit beteken die Here sê vir ons elkeen ook hier dat jy moet onder jou Jordaan ondervinding hê. En jy moet die klippe uitdra na die ander kant toe, die plek waar hulle gerus het, sê die plek waar hulle kampeer het. En die Here sê vir ons vanoggend dat jy moet uit die Jordaan uitkom, uit die plek van dood, uit die plek van veroordeling. Jy moet begin instap in die belofte van die Here, die belofte van die Here. Amen. En baie min kinders van die Here kom daar uit, want hulle is nog voor die Jordaan. Hulle wil nie deur gaan nie. Hulle is te bang om deur te gaan of iets sou hulle terug in Egipte. Hulle verwag eerder na Egipte, maar hulle staan by die druppel van die Jordaan in hulle lewens, maar hulle wil nooit oorgaan nie. Want die glo baie keer is nie van hulle beskore nie. Dis 'n spiere wat uitgaan en gesê ons kan nie oorwin nie, dis lees in die land, ons kan nie met hierdie mans weg nie. En ek het gesê ons springkaan in oor, né? Dis hoe jy jouself aanskou baie keer by Jordaan om te bepaal waartoe jou pad is in jou lewe. Amen. As Jordaan voor jou lê vandag, weet dit is nie iets wat jy moet kruis vandag nie. Is iets wat jy moet herdenk vandag. Amen. En dit beteken dat hulle moet 'n herdenking oprig, 'n gedenksteen oprig voor die Here en sê dat die Here was goed vir ons, dat hy tot hier toe ons gelei, hy gaan ons verder lei, hy het 'n gedenkteken vir ons opgerig van die Here was goed vir ons. En as iemand nog so gevra het, waarvoor is hierdie klippe, moes hy gesê, die Here was met ons, die Here het ons deurgedra, die Here het ons tot hier gebring. Amen. 'n Gedenkteken en 'n altaar vir God volgens in jou lewe. Amen. Halleluja. Wie wil 'n altaar bou vir die Here vanoggend? Van 'n gedenkteken dat jy genoeg gehad het van die verlede. Amen. 'n Gedenkteken dat jy genoeg gehad het van die pyn en die smart en die seer wat jy gehad het en die mislukkings wat jy gehad het en nou uiteindelik in 'n plek instap waar die Here sê, hier is die Jordaan vir jou. Hier is 'n ondervinding met Jesus Christus vanoggend. Amen. En ons weet ook dat toe hierdie koning en Naaman, toe hy is hoof van die Syriaanse leerboek gewees, hy kom by Elisa die profeet, die sê Elisa vir hom, gaan was jouself in die Jordaan. Laat jou gees verander, dat iets aan jou verander. Maar die Jordaan vir hom was eintlik irrelevant. Hy het gedink dit is nie belangrik vir hom gewees nie. En onthou net, dit het gebeur dat die kinders van Israel klippe moes uitvat in die Jordaan as 'n gedenkteken nie. Hulle moes ook klippe in die rivier sit. Het dit gelees saam met my? Hulle moes klippe uithaal en ook klippe weer terugsit in die rivier. So met ander woorde wonderlik wat die Here vir ons sê. Hy sê keer terug na Jordaan toe in jou lewe. As jy by 'n plek kom in jou lewe waar jy nie oorwinning beleef nie, waar jy nie vrede
beleef nie, waar jy nie die gesag en die orde van die Here beleef nie, is 'n goeie tyd om terug te kom Jordaan toe. Want die Jordaan is ook waar Elisa sy mantel ontvang het, waar Elisa sy salwe ontvang het, waar hy 'n mantel ontvang het by die Here, om deur die Jordaan te stap en iets besonders by God te ontvang in sy lewe. En hier's nou Naaman, en hy sê vir Elisa, nee, ek wil die woord van die Here nie gehoorsaam nie. Dis nie vir my beskore nie. Ek wil eerder in die mooi riviere gedoop gaan word. Amen. Ek wil in beter riviere gedoop word. Maar die woord van die Here was vir hom gewees. Gaan na Naaman. Gaan na die Jordaan toe. Gaan dat die Here jou genees en restoreer en herstel. Amen. En baie kere is ons bereid om terug te keer na 'n plek van dood. Die kruis van Golgotha vanoggend in ons lewens. Die kruis deel met die oordeel, vermeerderend veroordeel. Alle oordeele, alle laste, alle siektes is op Jesus bevredig in die kruis van Golgotha, die Jordaanoorvinding. Alles wat jy deurgaan vanoggend, het hy klaar mee gedeel. Amen. Hy was reeds daar vir jou en my by die Jordaan. Hy was reeds by die kruis. Amen. En met ander woorde, as ons kyk wat die Here vir ons sê vanoggend, as die Here 'n gedenkteken oprig in jou lewe en sê maar eer my by die altaar van aanbidding vanoggend, wees 'n verheerliker van God, wees 'n aanbidder vir my naam. Amen. Onthou wat ek vir jou gedoen het, my kind. Ek het jou deur die woestyn gevat tot hierdie plek toe waar jy oorwinning en vrede kan beleef in my naam, en jy moet in dit stap. Jy moet oorwinning hê. Jy moet vergeet agter jou is soos uitreik na voor. Nou, gaan sê die Here vir Josua, gaan in die beloofde land in, van die land. Amen. En dit beteken dat ons baie keer onsself moet inspann en sê, ek missioneer myself vir groter dinge. Ek kom in 'n posisie, Here, vir groter dinge in my lewe. Ek gaan nie meer myself missioneer voor die Jordaan nie, maar ek wil na die Jordaan uitstap en op droë grond uitstap, Here, my belofte in, eens en vir altyd, Here. En daar het die Here gesê, rig gedenkteken op, ek vat 12 klippe, sit in die middel van die Jordaan. Amen. Hoe kom die Here dit gedoen? Hy sê, sodat alles bedek word deur die bloed van Jesus, die kruisdood. Amen. So die water kan kom, water is simbool van oordeel. Dat die oordeel oor dit kan spoel wat jy deurgegaan het. Dat die oordeel oor die duiwel kan spoel eens en vir altyd wat jy deurgaan. En wat die negativiteit en hoe jy afgebreek het, hoe jou kinders aangeval is. Amen. Hoe jy finansies amper heeltemal geblinder was. Hoe jy gevoel het, shoot, ek kan nie meer nie. Hoe jy gevoel het, Here, daar is nie meer vir my iets wat vir my voorlê nie. Maar die Here sê nee, bring daar die klippe, plant dit in die Jordaan, sit dit in die Jordaan, so 'n gedenkteken vir my kan wees, dat my bloed jou gewas het. Dat my aandag en my heerlikheid nog steeds met jou is. Dat my hand oor jou uitgestrek is, my kind. Amen. En dis die symbool van die Jordaan volgens vir iemand wat dit nodig het. Amen, in die plek volgens. En as jy dit nodig het, steek jy hand op. As jy baie nodig het, steek jy hand op vir Here. As jy meer as ek nodig het, steek jy hand in die voet. Amen. Dit halleluja. En die Here is met ons vanoggend, en hy seën ons vanoggend, omdat hy Here is, omdat hy liefde saai in ons harte, omdat hy koning is in die plek. Amen. Hy wil in die Paasfees vir jou sê, keer terug Jordaan toe. Moenie by 'n plek staan waar jy teruggaan in die woestyn nie. Moenie by 'n plek staan waar jy te bang is om vorentoe te gaan nie. Want die Here sê, rig 'n gedenkteken op vir my van aanbidding en lof voor my naam. Ek is die Here God wat jou vrymaak vanoggend, wat lewe bring in jou lewe. Amen. En ek het dit klaar gedoen in die kruis. Wat was eerste gewees? Wat was eerste? Was die belofte eerste, was die probleem eerste in jou lewe? Wie weet? Wat was eerste? Voor die grondlegging van die wêreld is Jesus gekruisig vir ons. Amen. Hy was die eerste daar gewees voor die probleme. Jy is genees vanoggend voordat jou siekte gemanifesteer het. Amen. Jy is bevry alreeds voordat jy gebind was. 2000 jaar terug het hy gedoen in die kruis en hy het sy bloed gegee vir elkeen en gesê 2000 jaar terug het ek jou bevry, ek het jou siekte gesond gemaak, ek het jou probleem opgelos, ek het antwoorde gebring in jou lewe, my kind. En die Here sê kom en stap uit jou Jordaan, stap in 'n belofte land, stap en bring gedenkteken op vandag van 'n lof en aanbidding op jou lippe en sê dat die Here God is in jou hart vanoggend en begin om te eer en te loof wie hy is. Amen. Want hy is bo alles. Hy is eerste daar gewees. Hy het eerste genesing gesaai. Hy het eerste probleme opgelos vir jou en vir my. Hy het eerste gekom en die duiwel se mag onder ons voete gesit. Amen. Hy het eerste met die duiwel gedeel. Voor die duiwel jou aangeval het, was hy klaar vernietig. Amen. Voordat siekte gemanifesteer het, is siekte klaar gesond gemaak. In die naam van Jesus vanoggend in ons lewens. So kom ons eer die Here daarvoor dat sy woord standvastig is. Dat sy woord staan in ons hart en ons lewens vanoggend. Jy het 'n verklaring gemaak vir ons begin vanoggend.
Om te sê, Here, is 'n nuwe toekoms vir my, 'n nuwe begin vir my, Here. Ek laat die dinge van die verlede agter my en ek begin myself uitsluit wat voor is in my lewe, Here. Ek gaan nooit die plek vergeet hoe die Here goed was vir my nie. Amen. Ek gaan nooit die kruis vergeet nie. Here, sê keer terug na die kruis toe. Ontmoet weer Jesus by die kruis. Ontmoet hom by die Jordaan van jou lewe vanoggend, want hy sê kom terug na die kruis toe. Amen. Baie mense verloor fokus van die kruis. Fokus van die Jordaan ondervinding. En baie mense wil nie in die Jordaan ondervinding gaan, dis te seer, dis te dood, dis te veel oordeel, amen. Maar dis nie hoekom die Here oordeel jou nie, hy oordeel die vrees, hy oordeel die sonde, hy oordeel die dood, hy oordeel die planne van die duiwel teen ons, amen. Hy wil jou nie oordeel nie, hy wil jou nie vernietig nie, hy wil lewe bring en oorvloed vir jou as 'n kind van die Here vanoggend. En hy sê, staan op my kind, bring die gedenkteken voor my, dat ek goed was vir jou. 'n Altaar van aanbidding, amen. 'n Altaar van lof voor die Here. En die Here sê, hy onthou die tyd toe die duiwel jou aangeval het. Hy onthou die tyd toe die duiwel jou probeer laat misluk het in die woestyn, waar jy amper dit nie gemaak het nie, amen. Maar baie van ons staan vandag by 'n drempel in ons lewens, 'n kruispunt, amen. En dit is tyd om oor te stap, dit is tyd om te gaan, so die Here sê ons moet gaan. Dit is tyd om die kruispunt aan te durf en te sê, Here, ek het klaar met my woestyn ondervinding vanoggend, amen. En ek het klaar met my verlede, ek het klaar met my mentaliteit, hoe ek negatief was, hoe ek afgebreek was, Here, maar nou vandag staan ek op in die naam van Jesus, en ek neem my kruis op, en ek volg die Here, amen. Maar die Jordaan is simbool vir die dood. Ons kan nie Jesus volg, as ons kruis opgeneem is nie. Ons moet die kruis eers opneem, amen, in sy naam. Ons moet eers by die kruis uitkom, vir ons die koning van die konings kan volg in ons lewens. Ons moet die kruis dood ervaar binne in ons. En dis hoekom jy so baie dinge was dalk in die verlede. Amen. Hoeveel van julle was daar probleme onder ons gewees? Dinge wat jou aangeval het, jou getuienis in jou hart en jou gedagtes. Amen. Maar jy is vandag hier omdat jy die Here liefhet. Jy is vandag hier om te sê, Here, dit maak nie saak wat die duiwel teen my gooi nie. Teen my bring nie, ek het deur hel gegaan die afgelope tyd, Here, maar ek is hier vandag om die Here te loof. Ek is hier om sy naam groot te maak en om jou ervaring te beleef van vooraf, Here, en te sê maar u naam maak vir my saak, Here. U koninkryk maak vir my saak, Here. Ek is lief vir die naam van Jesus in my lewe. Amen. En die Here sê die stryd is verby vanoggend. As jy jou voet in die Jordaan sit vanoggend, amen, is die oordeel geval oor die duiwel. As jy voet in die Jordaan sit vanoggend, maak jy die weg vir jou outomaties. Jy stap in die Jordaan vanoggend in en jy bid die momentum van sy goedheid in jou lewe. Jy sit klippe neer in die Jordaan en jy sê so berg vir altyd. Dis daar vir altyd. Die fondasies gelê. Amen. Omdat ek vir jou deurbraak gegee het, oorwinning gegee het. Ek het my liefde aan jou bewys aan die kruis van Golgotha. Moenie meer verwerp kom nie. Ek het my liefde aan jou bewys toe jy so eensaam was. En die Here sê kom, tel jou kop op. Gaan al met my. Wees saam met my in hemelse plekke vanoggend. Wees die eerste priester en die koning. Amen. Moenie mense verlate lyk, verlate praat, verlate reageer nie. Amen. Wees iemand wat opstaan en sê die Here was met my tot nou toe en ek gaan my dra oor my Jordaan in Kanaan en 'n belofte wat die Here vir my het vanoggend. Amen. Halleluja. Dit is 'n belofte vir elkeen. Sê vir jou langs dat is 'n belofte. Amen. Dit is 'n belofte vir jou. Amen. Dit is 'n belofte vir jou vanoggend dat jy oorwinnaar is. 'n Belofte dat jy genees is. 'n Belofte dat jy uit jou probleme kan uitstap en meer as oorwinnaar is vanoggend. Dis 'n belofte dat jy 'n kind van God is vanoggend ook. En die Here sê ook dat ons moet gaan. Ons moet nie stagneer nie, ons moet gaan. Amen. So die Here sê gaan vorentoe. Moenie stagneer nie. Moenie by 'n drempel staan waar jy in die verlede nog steeds vasgevang is nie. Die Here sê gaan vorentoe. Amen. En wie van julle is lus om 'n bietjie vorentoe te gaan in julle lewens? Wees 'n bietjie tyd. Amen. Wees 'n bietjie tyd om vorentoe te beweeg. En dieselfde ou goed te beleef, dieselfde ou aanval, dieselfde ou probleme te beleef nie. Amen. Die tyd vir dit is verby. En ek glo in hierdie kerk skuif hier ons bo natuurlik vorentoe elke persoon te sit om jou te skuif na 'n plek van oorwinning waar jy beloftes van Here ervaar, elke jy uiteindelik kan geniet en die drywetrosse van Kanaan kan geniet. Groot drywetrosse. Amen. Halleluja. Groot goed. Ek bedoel toe 2 mense dra ons op 'n stok gedra, 1 drywertros op 'n stok, 2 mense. Halleluja. Dis 'n groot drywertros is dit daar. Dis 'n wonderlike daai plek is vir jou en my. Amen. En Here sê vir ons volgende dis tyd om in te stap. En hier sê Elisa ook vir Naaman. Naaman is tyd om te gaan. Gaan na die genesing toe. Gaan terug Jordaan toe. Amen. Gaan terug Jordaan toe vanoggend in jou lewe. Gaan terug Jordaan toe, daar waar jy
Voel dis dalk 'n plek van dood, 'n plek van oordeel, maar ook 'n gedenkteken wat jy altaar vir Here opgerig het. Die oomblik toe jy God geprys het daar iets gebeur. Amen. Die oomblik toe jy die Here geloof het in jou lewe, het iets begin skuif. En ek ervaar daagliks in my eie lewe hoe dit bly en ek wil getuienis vir julle vertel. Ek het amper vergeet. Hoe net ek my sien, ek kry 'n oproep van die onkoloog. En dit bel my, dit was verlede Woensdag aand bel hy my om 5 uur die middag. Hy sê dat ek wil net vir iets vertel, sit jy of staan jy? Ek sê ek staan. Hy sê sit maar julle. En ek sê wat is die nuus? En ek dink is slegte nuus. Maar ek verwag dat die Here sal regtig ingryp vandag ook. En hy sê ek wil net vir jou sê die bloeduitslae van jou seun is heeltemal normaal. Die eister is normaal, die plaatjie is normaal. Amen, die hemoglobine is normaal. Prys die naam van die Here. Amen. Alles normaal. Prys die heilige naam van Jesus. Amen. Hy doen wonders in ons midde. Al die getuienis wat ons ervaar in die gemeente, die Here ook vir Salig goed was, en vir almal, vir mense wat getuig het, verlede keer wat hy was, hoe hulle amper dood was, hoe amper selfmoord bepleeg, en die Here het hulle uitgeruk uit hulle omstandighede. Amen. So groot is die Here en goed vir ons. My seun heeltemal gesond. Baie dankie vir julle gebede ook het vermaan. Maar die Here is goed, amen. Hy hoor die gebede, hy hoor ons uitroep na hom toe, en hy sal 'n wonderwerk bring in jou lewe ook. As vir my kan doen, kan dit vir jou doen. Amen. As dit vir enigiemand om jou kan doen, kan dit vir jou langs doen. Amen. As dit vir my kan doen, kan dit vir jou doen. As die Here 'n wonderwerk vir my seun kon gedoen het, en die dokter het gesê, daar's gevaar van kankers, die dinge wat gebeur is in lewe, maar ek het 'n woord nie gevat nie, gesê ek staan op die woord van die Here. My seun is gesond in die wonder van Jesus. Amen. Halleluja. Hy is om terug te keer. Hy sterker as ooit tevore. Hy begin fiks te word. Amen. Ons prys die Here daarvoor en ek dank U dat die Here altyd ingryp in gebede hoor van sy gelowiges. Amen. En die Here is hier om jou gebede ook te hoor en dit op jou lewe uit te stort vanoggend sy kind van die Here. Maar bou 'n altaar voor die Here. Bring 'n altaar van aanbidding voor hom. Sê Here, hier is my Jordaan. Hier is my kruising vandag, my kruispunt in my lewe, Here. Ek wil oorgaan eens en vir altyd, Here. Ek wil nie so stagneer en siek wees en ly en negatief wees nie, Vader. Dit is tyd om aan te gaan. Amen. In die naam van Jesus vanoggend. Dis tyd vir baie van julle vir restaurasie met die families. Tyd vir restaurasie met jou kinders se lewens vanoggend. Ek glo met my hele hart. Die rig met restaurasie bring in hierdie plek vandag. Amen. En dit wat die Here wil regkry, gaan hy regkry vanoggend. Amen. Dis tyd om uit te stap uit die Jordaan en te sê, Here, ek was by die kruis, ek was by die dood, ek was by my oordeele, maar dis tyd Here vir oorwinning in my lewe. Amen. Maar dit kan nie gebeur tot die kruis en so die Jordaan rivier ondervind nie. En dis tyd om aan te beweeg, dis tyd om aan te gaan in die lewe, om by 'n plek te kom waar Naaman ook gekom het in sy lewe, om te hoor wat die woord van die Here sê eens en vir altyd. Die woord van die Here sê vir hom, gaan doop jou in die Jordaan rivier 7 keer. Gaan. En die Here sê vir ons ook in die woord, net vir julle 'n paar skrifte hier wys, waar die Here sê gaan. En sy antwoord, niemand die Here, hy sê vir hy veroordeel ook nie. Gaan heen en sondig nie meer, die vrou wat amper gesteel was met klippe. Gaan heen en sondig nie meer nie. Amen. Matteus 28 vers 9, gaan dan heen, maak disippels vir al die nasies. Doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Leer om alles te onderhou wat julle beveel het. Amen. Lukas 10 vers 37 en antwoord, hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. Toe sê Jesus, gaan en doen jy net so. Amen. Halleluja. Die Here sê vir ons gaan. Baie keer sê hy vir ons gaan. Maar ons wil nie gaan nie. Ons wil nie gaan na ongemaklike situasies toe nie. Christendom is nie gemaklik nie. Amen. Dit is baie belonend. Dit is baie belonend, maar dit is nie gemaklik nie. Amen. Die van julle wat dink Christendom moet gemaklik wees, dit is nie. Amen. Dit is tyd wat jy in 'n plek stap waar alle hel losbreek oor jou, waar jy aangeval word van links en van regs, jou kinders aangeval word, jou finansies aangeval word, waar jou lewe, jou emosies aangeval word in jou lewe. Amen. Maar as 'n tyd wat jy bereik in jou lewe, by Jordaan rivier kom en sê dis tyd om in Jordaan in te klim. Dis nou Naaman. Naaman wou nie ingaan nie, maar die profeet sê van hoor die woord van God, gaan na die Jordaan toe. Hy wou nie Jordaan toe gaan nie. Hy sê ek kies nie die riviere van Damaskus. Dis mooi riviere as die Jordaan. Kom ek wys vir julle die Jordaan eintlik. Baie mense wil altyd net die skoon water en die mooi en die gemak van Christendom beleef. Daar is nie gemak in Christendom nie. Amen. Daar is nie gemak voor staan te wees met Jesus die kruis gedra vir ek en jou. Maar Jesus het die prys betaal vir ons. Amen. Dis nou wat gedoop word in die Jordaan. Kyk hoe lyk die Jordaan. Is hy mooi? Is hy skoon? Is dit 'n mooi skoon rivier? Nee, hy is modderig. As jy mooi kan sien, is bruin, heeltemal bruin, modderige rivier. Amen. 'n Modderige rivier. En dis hoekom geen wonder Naaman wou nie na die rivier klim nie. Hy wou nie genesing kry nie. Hy sê dis te veel vir my. Ek is mooi, Naaman beteken mooi, beeldskoon. Ek is pragtig. Ek gaan myself besoedel in 'n rivier. Amen.
Ek gaan die rivier my besoedel. En die Here sê, as daar 'n woord van God is vanoggend vir jou, wat jy kan aanneem, sê die Here vir jou stap tot by Jordaan. Want die Jordaan is die plek van die kruis, die plek van die dood, die plek waar jou sonde veroordeel is, die plek waar jou verlede veroordeel is. Amen. Maar ons moet partykeer ongemak deurgaan in ons lewens om by gemak uit te kom, om by seëninge uit te kom. Amen. Jy moet net iets gaan om by iets uit te kom. Jy kan nie net iets gaan, jy kan nie net by iets uitkom nie. Amen. Jy moet net iets gaan. En ek weet dat lewing is jou deel. Die Here wil graag praat met iemand vandag wat hoor wat die Gees sê. En ek weet die Here wil vir jou sê volgende, dis tyd vir die Jordaan. Gaan terug Jordaan toe. Doop jouself 7 keer in die Jordaan. En dit is nie altyd maklik om jouself 7 keer te doop nie. Hoekom? Kom ek wys vir julle hoekom hy gesê het Jordaan. Want Elisa het geweet, ek was al eens by die Jordaan voordat hierdie geval gebeur het. Nou, hy sê vir Naaman, ek het net daardie rivier gestap. Ek het my mantel en my salwing daar gekry. Amen. Alles rus by die kruis vanoggend in jou lewe. Die Jordaan is 'n simbool van die kruis, die dood van Jesus. Alles rus aan die kruis. Jou genesing is by die kruis. As jy terug gaan in die Jordaan, jy sit jou voete in die Jordaan. En begin jy duik in die Jordaan. Hoekom is hy duik in die Jordaan? Want onder die Jordaan, in die rivier was daar 'n altaar gebou vir die Here. Halleluja. Sien ons die prentjie nou. Amen. Amen. Halleluja. Elisa sê, gaan terug na die altaar toe wat gebou is deur Joshua. Gaan terug na die plek toe waar ek deur die Jordaan gestap het en ek het 'n mantel gekry. Ek het 'n salwing gekry in my lewe van oorwinning. Ek het 'n magtige profeet geword deur die mantel by die Jordaan. Amen. Die Here wil salwing bring vir jou vandag en sê jy gaan anders wees. Jy gaan anders optree, anders praat, anders dink, anders redeneer. Jy gaan nie meer dieselfde gedeur gaan nie. Jy gaan oorwinning hê hierdie keer oor jou probleme. Amen. Halleluja. En hy sê vir ons vanoggend, dis tyd om by die Jordaan uit te kom en dit aan te vat wat jou oorwin het. En hy sê maar as my altaar, as my probleem, as my melaatsheid staan vandag, gaan die altaar wen. Amen. Want hy het reeds 'n altaar vir jou opgerig in die Jordaan. Toe jy dood beleef het, toe jy smart beleef het, toe jy oordeel beleef het, het die Here geloof geprys. 'n Altaar in die Jordaan opgerig vir die Here. Is onder die Jordaan rivier. Amen. En dis waar hy melaatsheid einde gekry in die Jordaan. Amen. Hy is in die Jordaan induik. Halleluja, prys die naam van die Here. Dis hoor ek 'n illustrasie wat vanoggend net vir elkeen van julle wys. As ek 'n altaar vir julle oprig en ek hierdie altaar vir julle gewys die Jordaan rivier en ek rig die altaar op vir die Here. Waartoe gaan die melaatsheid? Waartoe het die melaatsheid gegaan? Na die altaar toe. Hy moes duik het, hoeveel keer? 7 keer. 7 keer. 7 keer. En baie keer duik ons 1 keer, ons dink dit moet oplos. Baie keer duik ons 2 keer, ons dink dit moet oplos. Baie keer duik ons 3 keer of 4 keer of 5 keer. Dit gaan nie met die hoeveelheid noodwendig nie. Dis die hiperboliese figuurlike getal wat die Bybel noem daar. Maar dit kon dalk, jy is dalk op die 7de keer, maar die Here sê, jy is nog die 7de keer vervul nie, want 7 is symbool van vervulling, né? 7 is symbool van volmaaktheid, is symbool van shalom. Shalom is dieselfde getal as 7, in die Hebreëse teks, shalom is 7. En die Here sê dat, vanoggend is daar 'n plek van shalom vir jou, né? So bring jou melaatsheid vanoggend. Wat is melaatsheid? Wie weet wat is melaatsheid in die Bybel? Sonde. Sonde is melaatsheid. Die probleme in jou lewe is melaatsheid. Dit is dinge wat jy nie kan beheer altyd, dis dinge wat jy nie meer mag hê nie, maar bring jy melaatsheid in die Jordaan by die kruis vandag. Amen. Na die altaar wat jy gebou het vir die Here. Bring jy melaatsheid in die Jordaan en sê Here, ek laat my melaatsheid in die rivier afduik. En ek soek die altaar onder die water, wat ek reeds opgerig het in my pyn, my smart, wat jy geloof geprys het. 'n Altaar vir die Here is aanbidding. Halleluja. Is aanbidding voor die Here. So bring al jou melaatsheid, al jou seer, bring alles vanoggend vir die Here. En sê Here, hier is my melaatsheid, hier is die Jordaan rivier, die kruisdood van Jesus my Here. En ek kies om alles te bring aan die kruis toe vanoggend. My melaatsheid by die kruis Here voor te bring. En sê Here, daar's genesing vir my melaatsheid aan die kruis. Amen. Daar's genesing vir my pyn en my smart aan die kruis alleenlik. Niks anders kan my genees nie, Here. Niks anders kan my vervul en my lewe help nie. Net Here, net die altaar wat vir oprig in die Jordaan rivier van aanbidding en lof vir die troon, kan hierdie melaatsheid met deel, kan my gesond maak vandag. Amen. Halleluja. Here sê klim in jou pyn, klim dat jou pyn nie meer deel is van jou lewe nie. Was dit af van die Jordaan vanoggend. Duik 7 keer. Amen. Jy gaan Amen. Gelukkig gee hier om 7 keer om te duik. Amen. Want eerste keer duik hy moet asem skep. Hy het die 7 minute onder net, so 7 keer. Halleluja. Amen. Prys die Here nog vir 7 keer. As 7 minute was so baie van so opgekom het. Amen. Soek jy altaar onder die Jordaan en jy kry hom nie.
En dis eintlik om gebeur het. Hy moes 'n plek kyk waar 'n altaar van die Here was, waar hy opgerig het in die naam van Jesus. Amen. In sy naam. En gesê dat ons moet by die altaar uitkom wat reeds vir ons gebou is. Dis hoekom wat was eers die melaatsheid of die altaar? Die altaar was eerste. Amen. Jesus was eerste daar vir die melaatsheid in jou lewe. Amen. Daarom sê hy keer altyd terug na my toe. En dan is dit die altaar gaan soek na onder die Jordaan en sê Here, ek het 'n altaar vir U gebou. Here, toe ek vermoeid en belas is met die geloof, Here, ek het gesê dankie vir die Here vir my voorsiening. Here, toe ek niks gehad het, ek gesê dankie Here, U is met my. Toe ek verlate was, het ek gesê dankie Here, U sal my nooit begeer of verlaat nie. Amen. Here, toe ek nie 'n herder vir my siel gehad het nie en ek voel verward, Here, was U met my. U het my genees, U het my herstel, U is by my gewees al die tyd. Amen. Toe ek gevoel het Here dat Here, ek kan nie my kop optel in die oggend nie, Here, ek kan nie mense trotseer nie, Here, ek kan nie by die werk funksioneer, was nie my sterkte en my krag gewees, amen. So iemand moet getuig daarvan vanoggend dat die Here is met ons in hierdie plek, amen, dat die Here 'n altaar bou vir jou in die Jordaan, en sê kom, bring jou melaatsheid, en laat dit afgewas word eens en vir altyd in jou lewe, en dis die plek waar die Here ons vir elkeen nou te vat vanoggend te glo, met ons hele hart, dat die Here regtig sê, kom, lê jou melaatsheid neer vir my, ek wil jou gesond maak, ek wil jou genees, maar kies die Jordaan, moenie mooi dinge kies, en gemaklike dinge noodwendig kies, dit gaan jou nie help nie, amen, maar kies die kruis, amen, kies die kruis net van Jesus vanoggend, en in die Paasfees, bly die bloed van die lam oor jou familie, bly die bloed van Jesus oor jou lewe, oor jou besigheid, oor wat jy aanpak in jou lewe, bly die bloed van Jesus oor almal wat geliefdes om jou is vanoggend, en sê Here, hier is die altaar wat U vir my gebou het, Here, ek kies vir myself, dat ek induik in die Jordaan in, en ek kos partykeer seker, maar vanoggend gaan ons 'n bietjie saam die aerobics doen, ons gaan die aerobics doen, kan almal opstaan vir 'n oomblik, amen. En 'n bietjie squats, jy ken squats, ken julle squats? Jy het squats gedoen. Amen. Ek sal jou net veel baie squats doen. Amen. So kom ons duik bietjie. Kom ons duik bietjie net 7 keer vandag in die Jordaan. Kom ons dit as 'n aksie doen, profetiese aksie in hierdie plek doen. Amen. So hier is jou altaar en ek wil jou 'n bietjie squat. Okay, sê net, Here, ek kom vat my belofte. Amen. 1. Okay, kom ons by 7 keer. 1. Okay, 2. 3. 4. 5. 6, 7, halleluja, amen, halleluja, kom ons prys die Here op, amen, amen, so kan jy nie halleluja, ek sê van julle doen nog vinniger as ek, jy is ouer mense wat vinniger as ek doen, amen, prys nog van die Here, loos sy heilige naam, amen, so 7 keer duik jy vandag af, en die melaatsheid is verby vandag in jou lewe, amen, sê vir die persoon ons, my melaatsheid is verby, my siekte is verby, my armoede is verby, vandag, bevry die Here my, verlos die Here my. Ek stap uit in 'n nuwe dag, 'n nuwe tyd in my lewe. Amen. In Jesus naam. Ek bou 'n altaar vir die Here vir genesing in my lewe. Eens en vir altyd. Amen. Dis lekker om so te squat, dit voel van iets roo gebeur in die gees. Ek voel die saam van die gees, wat ons gedoen het. Amen. As so 'n wind in die plek die beskik gemanifesteer het, wat ons gedoen het. Amen. Here sê, is bevestig 'n profetiese aksie wat jy uitvoer. En sê ek gaan soek my altaar wat ek vir U gebou het, Here. En ek bring my melaatsheid vir die altaar, Here. En niks sal ooit my oorweldig nie. Nou my vorige keer oorwin het, gaan my nie oorwin nie. As melaatsheid en jou probleme vir 'n altaar van God saam met jou opgerig het in jou hart, wat gaan wen? Die altaar gaan wen, amen, die aanbidding gaan wen. As lig teen duisternis staan, wie wen? Lig wen, amen. As God voor die probleem staan, wie gaan wen? God gaan wen. Toe Daniël in die leeukel gegooi was, amen, wie het gewen? God het gewen, Daniël het gewen, die profeet het gewen, amen. Toe Jona in die walvis maag was, wie het gewen? Amen, Jona, uit die walvis gekom, halleluja. Amen, dit was sy eie vrye wil, wat hy eers gehad het, hy gerebelleer teen die Here, en toe word het Free Willy, amen. Die walvis het hom ingesluk het. Wie ken Free Willy? Wie het al Free Willy gekyk? Amen. Dis sluk die walvis op hom. Hy Free Will gehad word hy Free Willy. Amen. Halleluja, prys die Here genoem. Dit word uitgesproke op 'n bal en dit begin sy roeping tot voltooi. Prys die naam van die Here. Amen. En dis wat die Here so met ons deel oor vandag gesê. Jy is vry in Jesus naam. Jy het oorwinning in sy naam. Amen. Die kruis het alles vir ons gedoen, kerk. En jy het die bloed van Jesus in jou lewe en die naam van Jesus op jou lippe vanoggend. Jy is oorwinnaar en meer as oorwinnaar. Die Here wat jy die krag gee vanoggend. Jy kan nie misluk meer nie. Amen. Jy's by die Jordaan, jy's deur die Jordaan, jy's by die altaar verby vanoggend wat jy opgerig het vir die Here. Amen. Here sê as jy weer pyn het, as jy smart terugkom in die hande, of val jy aan jou lewe, kom terug na die altaar toe. Halleluja. Keer terug na die kruis in jou lewe. Amen. En die kruis deel met die probleem. Die kruis het alles oorwin. Halleluja. Prys die naam van die Here vanoggend. Ek bly oor dit vanoggend vir die Here wat hy sê vir ons in ons midde dat daar is 'n altaar wat jy gebou het, dat die kruis van Golgotha wat die Here vir jou opgerig het aan die kruis
gesê het, elke keer wanneer jy 'n versoeking het, elke keer wanneer 'n las jou probeer oorval, elke keer wanneer probleme kom, elke keer wanneer dood dreig in jou lewe, gaan terug na die kruis toe, gaan terug na die Jordaan toe, amen. Dis die plek van 'n verwagting in die Here. En die Here sê, daardie kruis het ek alles meegedeel. Ek het alle siekte, alle pyn, alle smart hanteer. Ek het dit by wonde is hy gesond gemaak, Jesaja 53, amen. Hy was vir ons probleme was hy verbrysel. Hy was verbrysel in die kruis. Ons verlede dag was 'n baard uitgeruk was. 600 mense onder sy gesig geslaan het. Amen. Onder die middelpunt 600 mense. Hy was deurboor in die kruis. Sy hande was deurboor. Amen. Hy het gebloei vir jou en my aan sy sy. Die bloed het uitgestroom om geboorte gegee aan 'n kerk. Want dit is bloed en water gewees. Die simbool van geboorte. Amen. Hy sê geen geboorte aan my kerk. En die Bybel sê vir ons dat hy uit smarte beleef. En hy was nie geken as 'n mens, Jesaja 52. Hy was nie geken as 'n mens aan die kruis. Sy gesig was heeltemal vernerveer, heeltemal en gelyk of hy verbrysel was. Nou, hy het nie 'n vorm meer gehad ons moet so herken as 'n mens eers nie. Hy het so gelyk in die kruis vir jou en my. Hy het aan die kruis gesterf en sy organe was ontbloot gewees in die kruis. Hy is 'n gesel, 40 houe met 'n gesel. Die Bybel sê in die boek van Psalms dat alles was uitgeruk in sy ribbekas. Jy kon sy hart sien toe op sy binneste. Jy kon sy orgaan letterlik sien in sy binneste. In die kruis was hy verbrysel, gemisvorm in die kruis. Amen. Sy hele voorkoms het verander in die kruis vir jou en vir my. Sodat jou voorkoms reg kan wees. Jou voorkoms, die spieël kyk in die oggende, sê, dankie Vader, ek is wonderbaar geskape in die naam. Wonderbaar geskape in die beeld van my God. Amen. En jy hoef nie lelik te voel nie. Jy hoef nie te voel as iets oorhang, want jy lelik is nie. Amen. As jy so, ek voel hierdie goedjies begin oorhang nie. Amen. En jy voel, ek lyk leliker as ooit tevore nie, ek begin pooie te kry nie. Jy hoef nie so te voel nie, duiwel kom jou baie vir mense oor voorkoms, maar die Here sê vir jou vandag, jy is verlos van jou voorkoms, amen, herstel jou voorkoms in Jesus naam, amen. Want jy begin sy voorkoms te beleef, amen. En die Here sê vir ons vandag, het gaan nie oor olie of wyn nie, het gaan oor Jesus, amen. Die olie en die balm van Gilead het oor jou smeer vandag, amen. Het gaan wat hy vir jou bring vanoggend. En jy nog vir jou sê dit vandag, ek weet spreek oor botteltjies, dames. Maar dit is so. Maar prys die Here daarvoor dat ons kan weet, ons voorkoms geestelik is die Here gerestoreer. Ons voorkoms is die Here herstel vanoggend in Jesus naam. Amen. Prys sy heilige naam. So ons eer die Here daarvoor. Dat elke keer so vanoggend alle voorkoms kan hê, herstel kan hê in jou wandel, jou handel, jou lewe, alles vorentoe, omdat jy by die Jordaan was vanoggend. Amen. En klim in die Jordaan, wat gebeur? Naaman klim in die Jordaan uit. 7 keer nadat hy homself gebid. Hoeveel keer het Elia gebid vir hom? 7 keer. Hoeveel keer het Jesus gebloei in die kruis? 7 keer. Hoeveel keer het Joshua om Jericho gestap? 7 keer. Amen, halleluja. Hoeveel keer moet ons partykeer stry vir die deurbraak? 7 keer. 7 keer geestelik. Baie keer stry ons 2 keer geestelik, 1 keer vreeslik, dan tel die derde een nie. Amen. Amen. Ons stry baie keer 2 keer vreeslik en 1 keer geestelik, die derde een tel dit net oordoen. Dan moet jy 3 keer gaan. Amen. Dan moet jy weer gaan geestelik raak om oorwinning te hê in die gees en te veg in die gees. Amen. Die Here tel net 7 keer in God se orde is 7 keer geestelik. Toe die Here vir Elia sê, sien jy al 'n wolkie? Sien jy 'n wolkie op die horison? Nee, gaan bid weer. Jou kop is in jou knieë en bid die Here. En hy roep die Here, die God van Israel aan. En hy sê, Here, daar's nie reën nie. En hy bid vir reën en hy bid weer vir reën. Die derde keer vir reën, die vierde keer geen wolkie nie. Amen. Jy sê dis 'n dienslig uit gehaasie. En hy sê kyk of daar 'n wolkie is. Kyk of daar iets gebeur. Kyk of daar bewyse is van God se heerlikheid. En hy sê ja, ek sien 'n wolkie so groot so man se vuis. Die 7de keer. Amen. En vir baie van julle, dis die 6de keer. Jy is by die 6de keer, jy kan nie nou opgee, jy is te ver om op te gee. Jy het te lank gebid om op te gee. Amen. Jy het te lank nie goed gegaan in jou lewe om nou op te gee. Jy het te lank gestry om nou nie beskikbaar op te gee en terug te draai. Jy is by die 7de keer, net voordat jy 'n deurbraak kry. Hoor my wat ek sê vir jou vanoggend. Voordat jy 'n deurbraak geniet in die Here, kom die duiwel met alles teen jou. Hy wil alles vernietig in jou. Hy wil die kinders aanval, hy wil plunder, hy wil emosioneel, wil hy swak maak, maar die Here sê nee, stry 7 keer. Baie van ons by 6de keer. Die Here sê nog 1 keer, kom nog 1 keer, kom ons gaan aan. Tel jouself op, beweeg vorentoe, amen. Dalk is dit so naby, jy weet dit eers, amen. En jy gee op net vir die deurbraak. Jy gee op net voordat jy jou genesing ontvang, voordat jou kinders geïnstrueer word, gee op. Maar die Here sê nee, jy is 6 keer daar, kom, hou aan, kom beweeg in. Doen dit 'n 7de keer, nog 'n 7, nog 1 keer.
En dit Joshua moes doen, 7 keer om Jericho, en toe hulle stemme oplig, toe hulle stemme oplig vir die Here, toe hulle 'n gejuig vir die Here bring, toe val die mure plat, amen. So iemand moet vanoggend 'n gejuig vir God bring. Iemand vanoggend bly wees vir die Here se woord en sê, Here, ek prys U vir die woord, Here, in my lewe. Ek prys U, Here, omdat die woord 'n altaar in my lewe bou, omdat die woord nooit my sal val nie, Here, omdat die woord altyd my vooruit gaan bewerkstellig. Amen. En die Bybel sê toe Naaman uit die water uitklim, wat het gebeur? Sy vlees is jongman se gewees. Die woord jongman is nie woord jongman nie, wat verkeerd vertaal is. Die woord jongman is babatjie. In die regte vertaling, babatjie. 'n Babatjie, amen. Die regte woord is babatjie. Dis baie van ons wat jeugdigheid wil hê. Weer 'n bietjie wil lekker voel, weer 'n bietjie opgeruim voel, weer 'n bietjie die krankheid verlaat. Amen. 'n Bietjie lekker slaap sonder 'n been op pyn en 'n reumatiek met pla. Amen. En die Here sê vir ons vanoggend dat die jeugdigheid kan terugkeer soos die van 'n arend se. Amen. Hy wat op die Here wag, vernuwe sy krag. Amen. Hy sal opvaar met te veel soos 'n arend. Hy sal hardloop en nie moeg word nie. Selfs jong manne word moeg en struikel en val. Maar hy wat op die Here wag, ontvang nuwe krag. Amen. Halleluja. Sê die woord vir ons. So, daar is krag in die naam van die Here, daar is krag in die bevel van God. Daar is krag om te gaan na Jordaan te volg en na die kruis te gaan. Amen. En jeugdigheid te kry. Dat alles vernuwe word vanoggend se babatjie. Amen. 'n Babatjie. Fisies gesproke dalk nie die vel so nie, maar geestelik. Geestelik die babatjies moet gevoed word deur melk. Amen. Nie net vaste spys maar melk. En dis ook baie belangrik is om te weet, maar die Here gee ons sy oorwinning, sy woord, die melk van die woord, om elke dag te drink en in te neem. Naaman moes genesing kry. Hy kom in die Jordaan uit, so mooiste babatjie, sy vel skoon, mooi en glad, amen. Vernuwe alles mooi in die Here. En die Here sê, ek vernuwe jou vandag. Ek maak alles nuut vir jou vandag. Amen. Daar waar dinge afgebreek is, maak alles heel vandag. Amen. Maar hoor die woord van die Here, gaan 7 keer. Baie van ons gaan net 6 keer en ons gee op en jy kan nie vernuwe word nie. Amen. Baie keer doen ons dit nog 7 keer nie. En ons kom in die Jordaan nog steeds vir 'n bult oud. Geestelik gesproke. Amen. En die Here sê jy ek wil vernuwe, ek wil heel maak, nog steeds belaats. Kom ons baie keer uit nou. Ons stap net probleme, maar ons kom belaats uit aan die ander kant. Ons stap deur ons pyn en ons het nooit oorwinning oor dit vir jare nie. Ons stap deur bittere oomblikke en ons het nooit vergewe nie. Want ons het nog nooit by die 7de plek gekom, die 7de tyd, waar ons alles moet oorgee vir die Here nie. Maar Here sê, kom, stap in die Jordaan en ek vernuwe jou vlees. Ek maak alles heel. Ek maak alles nie soos wat jy dit wil hê, my kind. Amen. Halleluja. Kom ons prys die Here vir sy woord vanoggend. Dankie. Halleluja. Halleluja. So ons gaan die Here vertrou vanoggend dat dinge vernuwe word. Amen. Dat dinge weer in plek kom in die woord van die Here. En elke van ons wat sit, julle is kosbaar vir Jesus. Hy wil graag oorwinning bring. Ek gaan vir julle iets lees wat ek kan sommer volg daar. On Jordan stormy banks I stand and cast a wishful eye to Canaan's fair and happy land, where my possessions lie. I'm bound for the promised land. Wie glo dit? I'm bound for the promised land. Hallelujah. I'm bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I'm bound for the promised land. Over all those wide extended plains shines one eternal day. There God is sun forever reigns and scatters night away. No chilling winds or poisonous breath can reach that healthful shore. Sickness and sorrow, pain and death are felt and feared no more. When I shall reach that happy place, I will be forever blessed. For I shall see my Father's face, and His bosom I will rest. Amen. Halleluja. Prys die Here. So mooi, 'n mooi liedjie wat gesing is in 1930 met die Azusa-straat in Leeuwen. Het hulle liedjie gesing. Amen. Prys die naam van die Here. Liedjie daar Azusa-straat in Leeuwen. Ken julle dit? Toe die Here sy gees uitgestort oor Azusa-straat en die vuur van God het op die dakke gebrand. Hy brandweer moet kom in die vuur blus. Want hulle die vuur weer blus, kom hulle agter is nie hulle vuur nie, is God se vuur. Amen. Hulle kon dit nie blus. Letterlik 'n vuur op die dakke gebrand. Mense onder die gees geval, in tale gepraat. Amen. Halleluja. Mense het bewus geraak van God se teenwoordigheid. Mense het in altare vir God opgerig van aanbidding, van herlewing, van wonders en tekens. Amen. Waar God se gees uitgestort oor mense. Mense het permanent in die kerk gesit, permanent. 24 ure 'n dag in die kerk gesit. As 'n straat herlewing. Hulle was honger vir God, meer van God. Amen. Die liedjies gesing in daardie tyd. Hulle het geweet van die Jordaan. Hulle het gesing van die Jordaan. En dit is tyd om te sing van die Jordaan. Tyd om te sing van nuwe lewe. Amen. Dat jy uitstap vanoggend uit die Jordaan. Nie oor
alles vars, alles nuut gemaak deur die Here. Amen. Alles vernuwe deur die Here vanoggend in jou lewe en my lewe. Prys die naam van die Here. Amen. Sê vir die persoon langs jou, die Here maak alles nuut. Die Here maak alles nuut in my lewe. Ek sê melaats nie. Melaats het 'n verskriklik siekte en Indië kry ons steeds gevalle van melaatsheid, né? En Indië nou kry gevalle van melaatsheid. Wat het melaatsheid gesien? Iemand van julle? Melaatsheid het dit gesien? Hoe lyk dit? Dit vreet jou vlees op, nou, dit vreet jou op, dat jou bene val af, jou ledemate val af, alles van jou val af. Dit vul op alles net, dit vrot letterlik op. En melaats het 'n baie ernstige siekte, en selfs nou nog kry melaatse mense geestige gesproke. Amen. Hulle kan nie alles by mekaar hou nie. Hulle verbrokkel, hulle verkrummel. Hulle weet nie om dinge by mekaar te hou, maar as jy op daan te gaan en die bevel van die Here gehoorsaam, dan word jy gesond, die Jesus wonder vanoggend. Amen. Halleluja. Doop jouself, sê Here, ek soek 'n altaar. Ek soek jou altaar wat jy vir my gebou vir opgerig het in die Here. Amen. Prys sy naam, kerk. Loof sy naam. Amen. Ons Here nog geprys en gegee. Amen. As jy weer daar staan vanoggend en jy voel net, Here, ek het nog nie 7 keer myself gedoop in die Jordaan nie. Here, ek het nog nie 7de keer op die bevel van die Here se woord my lewe gewy aan die Here. En as jy dalk staan vandag met 'n siekte of 'n probleem of 'n ding of 'n ervaring met die duiwel in jou bring vanoggend, of 'n plan wat jy smeer, of 'n verwagting wat jy het, of 'n wonderwerk verwag by die Here se hand, weet ek die Here wil dit hier bring vanoggend vir jou. Amen, vir 'n kind van die Here. So kom ons lig ons hande net vir 'n oomblik vir die Here. Kom ons verklaar in hierdie plek dat ons oorwinnaars is, as meer as genoeg gee dat die Here met ons is. Amen. Dankie Here. Here, ek verklaar in hierdie plek, oor die gemeente, elke persoon, elke man, vrou en kind, dat ons vanoggend voor 'n drempel staan van 'n altaar, Here, wat ons vir U oprig. Ek dank U my Vader en my Here, my Koning, dat U vandag vir elke persoon hier 'n altaar oprig vir oorwinning. Here, dat terugkeer na die Jordaan, tot die plek, Here, waar eers die altare gebou was. Die plek van genesing, Vader, die plek van oorwinning, die plek van deurbraak. In die naam van die Seun, ek verklaar ons deurbraak vanoggend oor elke persoon. Ek bring ooggenees, Vader. Is iemand met oogprobleme? Met oogprobleme? Is iemand wat sukkel met julle oë? Is dit jy, André? Wie is dit? Wie sukkel met hulle oë? Is nagblindheid of iets? Wie is dit? Is jy? Ek moes wat gevee. Wat jy nagblindheid? Nagblindheid. Ek sien nagblindheid. Ek moes wat gevee weer met Jesus naam. Halleluja. Here wys vir my net vanoggend vandag. Amen. Prys sy heilige naam. So kom ons vertrou die Here vir die genesing. Amen. Hierdie plek is gevul met die dieberigheid van die Here. Dankie Here, ek loof en ek prys Here die heerlikheid van die Here. Here, hoe jy nou aanraak daar waar hy staan. Ek dank die Vader vir nagblindheid verdwyn vandag in Jesus naam. Ek dank ons verklaar vanoggend sy sig herstel, sy visie herstel in U vanoggend, Here, U is koning en Here van sy lewe. Ek wil vra Vader, kom bring 'n inspraak, Here, dat elke persoon wat hier staan vanoggend, Here, 7 keer kan doop in die Jordaan vanoggend en genesing ervaar vir hulle lewens en hulle siele, Vader. Ek dank U Vader vir ondervinding in die Heilige Gees vanoggend, ondervinding by die kruis vanoggend, dat die Jordaanrivier ons deel is vandag, Here. Ons by die kruis uitkom en sê, Here Jesus, dankie vir die kruis. Vermaakte werk wat U vir ons gedoen het in die kruis. Ons kruis is Jordaan vandag en sê ons staan in 'n drempel, Here, van 'n groot ontmoeting met die Here, 'n groot uitstorting van die Gees, Vader. En U is 'n seisoen ons lewens waar dit losbreek vir elkeen, Here. Dat 'n kind van die Here bewus raak van U meer en meer, Vader. Dat probleme oplos word, families herstel word, dat verhoudings herstel word vanoggend in Jesus naam, Here. Genesing is ons deel. Ons verklaar genesing oor William. Ons hy oor vanoggend spreek lewe in die naam van Jesus, Here. Ek dank U Vader, U bring U heerskappy, U invloed, U heerlikheid, U vryheid vanoggend, Here. Ons is vry om te lewe, vry om te aanbid, vry om U naam groot te maak, Here. In hierdie wêreld is dit duister om ons, Here, ons rig 'n altaar in hierdie plek op vanoggend van die Here se heerlikheid, 'n getuienis, 'n gedenkteken dat die Here goed was vir ons, selfs op by die drempel van die Jordaan vanoggend, Here, vir ons deurbreek en sê ons kruis oor, ons loop oor, Here, ons vergeet Kanaan, ons vergeet die woestyn, ons, Here, stap in Kanaan en volgens, ons vergeet Egipte, ons vergeet die verlede, Vader, en ons sê, dankie, Here, vir die nuwe begin vir elkeen, dankie vir 'n vars ontmoeting, Here, dankie, Here, vir 'n versalwing, dankie vir vernuwing in elke gedagte, elke gees, elke emosie, vernuwing van omstandighede in die plek, Here, wees verheerlik in Jesus naam, dankie, Here, vir engele, wat gaan hulle bevel word, bevel gegee is, Vader, om uit te gaan en dinge vir hulle te bekom en te doen, Here, vir die voorsiening wat U bring in hierdie plek, ek dank U vir die voorsiening, ek dank U vir die heerlikheid, halleluja, ek dank U dat dit losbreek oor ons volgende, dat ons gees gevul word, met die lof en die dank, en ons lippe, Here, in die lof van die Here besing volgend, halleluja, kinders word gesond volgend, kinders wat probleme ervaar het, kom uit probleme uit volgend, Here, in die naam van Jesus, ons sê, Here, halleluja, dankie Vader,
Al elke plan wat die duiwel gesmeed in die kinders van God om melaatsheid gebring het, Here. Vanoggend gaan die melaatsheid vir 'n altaar moet staan. Vanoggend gaan die melaatsheid en die probleme vir 'n altaar moet staan waar die Here opgerig het. En ons sê vir die melaatsheid in die naam van Jesus Christus, ons sê Here, dat dit eindig vandag in Jesus naam. Dat die planne van duisternis eindig vandag. As lig vir duisternis staan, moet lig wen, halleluja. Moet God wen, halleluja. Moet Jesus triomfeer, halleluja, want hy het getriomfeer oor elke werk van duisternis. Hy is die koning wat uit die dood opgestaan het, wat dood en hel en siekte oorwin het, halleluja. En daarom staan ons voor die troon vanoggend met lof op ons lippe, Here. En ons verheerlik U vir alles vanoggend. Ons sê dankie, Here, vir elke goeie gawe. Dankie vir die gemeente. Dankie vir elke man en vrou wat hier staan. Here, vul hulle met die Heilige Gees. Vul hulle met die ontmoeting, Here. Vul hulle met 'n sewende tyd, 'n sewende beginsel, Vader, waar hulle instap 7 keer, waar hulle om die mure stap 7 keer, waar hulle 7 keer self doop vanoggend, Here, waar hulle 7de keer vanoggend sê vertrou, Here, 'n 7de keer lewe spreek, 'n 7de keer op die woord staan, 'n 7de keer op hulle knie gaan, 'n 7de keer, Vader, begin profeteer en te spreek wat God sê, halleluja. 'n 7de keer, Vader, is net 'n 7de keer wat nodig is, Here. Dis baie wat die staan, Vader, vanoggend voor die troon, wat sê, Here, ek het probeer, ek het gestry, Here, ek het hard probeer vir my kinders, vir my lewe, vir my huwelik, Vader, en in die naam van Jesus sê, Here, dis deurbraak tyd, dis 'n 7de keer wat Here antwoord, die Here vervul alles vanoggend, hy maak alles heel, hy bring alles bymekaar vir jou vanoggend, in Jesus naam, halleluja. Prys die naam van Here, salwing wat U druk, Here, 'n salwing die 7de keer, 'n vermaakte, volkome shalom vrede, wat mense se gedagtes begin oorheers, halleluja. 'n 7de dag dimensie wat aanbreek, Here. Here, waar alles in plek kom, waar alles in plek kom met die woord van Here, die bevel van God in Jesus naam. Die bevel wat U uitgereik het, Here, gaan doop jouself in die Jordaan. Gaan doop jouself in die Jordaan. Ons kom uit ons gemakse volgende die kies die Jordaan. Ons kom hier uit ons gemaksigte geloof baie kere. En die gemaklik geloof, Here, en kom na die Jordaan toe vanoggend. En sê dankie vir die Jordaan, ondervinding, Here, wat die mense weer aanstel om te heers. Here, mense aanstel om op hulle lippe die woord te sit en te sê, so sê die Here, in die naam van Jesus, ons sê, Here, lewe gespreek met hulle kinders, lewe met hulle kleinkinders gespreek, lewe met hulle finansies gespreek, dat alles omdraai, Here, vir die heerlikheid en vir die koninkryk in Jesus naam. Rig ons op in die plek, Here, ons wil mense wees van 'n 7de tyd, 'n 7de dag, 'n 7de oomblik, Here, om te sê, ons is volkome volmaak gemaak deur U, Here. Here, alhoewel ons kan nie volmaak wees, maar sonder U kan ons niks wees nie, Here. Sonder U is ons niks nie, Here, maar U maak alles volmaak. U bring alles in plek. U bring alles in beweging. U maak alles heel in Jesus naam. Halleluja. 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 Ons loof hier ons Here Jesus. Ons gee al die eer, al die aanbidding, Here, vir 7de keer is gedoop, Here. 7de keer stap ons uit in Jesus naam met oorwinning. En Here, niks sal ons ooit beskadig meer nie. Die duiwel is onder ons voete. Ons heers oor hom in die naam van Jesus, ons Here. Ons heers oor siekte vandag. Ons heers oor armoede, Here. Ons trap op dit vanoggend en sê, is onder ons voete in die naam van Jesus, ons Here. Dankie, Vader, elke versukking, elke vreeslike ding wat die duiwel bring teen ons, word vernietig hier vanoggend, Here. Want die vrees kan tog so gemaklik wees. Here, maar die Gees is lekker om te weet U is met ons. Om te weet U vul ons vanoggend met nuwe lewe. Here, bring lewe, genees, herstel, restoreer elke van my boeties en sissies vanoggend. Here, kom genees hulle harte. Kom genees hulle families. Genees hulle kinders. Genees hulle weldade. Genees hulle wandel. Genees hulle visie. Genees hulle drome. Dit wat afgebreek is deur die duiwel, genees dit. Herstel dit vanoggend, Here. Dit waar hy staan, lig jou hande op vir Here. Dis Here, hier is ek. 'n altaar vir U. 'n gedenkteken van die goedheid. In my lewe vra Here, gee my Kanaan. Gee my ontmoeting. Gee my droom. Gee my 7de keer. Gee my 7de keer dat by die altaar uitkom, Here. Gee my die land van belofte. Sê vir Here, gee my die land van belofte. Die land van belofte, Here. In my lewe in Jesus naam. Vir my en my huis. En ons sal die Here dien. Amen. En amen. Loof die Here. Kom ons prys sy heilige naam hierdie plek. Dankie, Here. Dankie, Here. Halleluja. Halleluja. Ek wil nie gejuig nie. Kom ons doen dit weer. In Jesus naam. Halleluja. Amen. 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 Prys naam van die Here. Kom sit ek ook net in die woordigheid van die Here.